Prys die Here. Is jy nog opgewonde oor die Here? Ja, ek hou daarvan. Amen. Hierdie ou is vanoggend nou regtig stadig hierso. Hy maak oralste oop as wat ek hom nou aangesit het om voor te doen. Prys die Here. Ek is verseker nie so stadig soos hierdie masjien vanoggend nie, julle. As hy nou. Prys die Here. Nou dis lekker om vanoggend in die huis van die Here te wees en ek is opgewonde want ek glo dat ons koning het vanoggend vir ons 'n boodskap. Ek glo hy het vanoggend vir ons 'n woord en ons hierdie afgelope week wat verby is, het ons 'n begrafnis gehad van 'n tannie wat 93 jaar oud is. En haar kinders vra vir my toe om 2 Timoteus 4 vers 7 in die skrif of in die boodskap te gebruik. En terwyl ek dit doen, het daai skrif net weer iets in my hart losgemaak. En ek dink ons vergeet so maklik as sulke mooi skrifte wat soveel waarde het, wat ons so maklik mis. En Paulus kom in daardie skrif en hy sê die volgende, hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wat 'n woord is dit nie wat hy hier sê nie, wat 'n getuienis is dit nie van Paulus se sekerheid en van Paulus se werk en ywer wat hy vir die Here gehad het nie. Hy kom en hy sê ek het die goeie stryd gestry. En het hy 'n stryd gestry hier op aarde? As ons maar net dink aan Paulus se lewe, as ons maar net kyk na die geskiedenis wat in die woord van die Here opgeskryf staan rondom Paulus, het hy 'n baie interessante lewe gehad wat nie los was van pyn en smart en stryd nie. As ons maar net kyk na hoe hy gewerk het, het hy honger gehad, het hy verwerping gehad, was hy in die gevangenis, het hy onregverdigheid gehad, was daar mense wat teen hom opgesweep het, en so kan ek aanhou. Maar as ons steeds kyk na wat Paulus doen, en kyk hoe hy geleef het, is dit net 'n absolute inspirasie om te sien hoe hy ten spyte van die stryd, ten spyte van die goed wat met hom gebeur het, volhard het om die Here te dien. Volhard het om die Here te loof en hom te eer met alles wat in hom was. Ek sit baie keer en dink, en ek wonder, as ons vandag die stryd en die uitdagings moes gehad het, wat Paulus gehad het, dan wonder ek hoeveel van ons sou nog die Here gedien het. Nou ek weet, baie keer sê mense, ek sou nog, maar weet julle wat die realiteit is, as ons nie eers bereid is om vir die Here te leef nie, hoe sal ons vir hom sterf? As ons nie eers bereid is om in die minste vir hom te leef en getrou aan sy opdragte en sy woord te wees nie, hoe sal ons wanneer daar stryd kom in ons lewe, of wanneer dinge moeilik raak, hoe sal ons kan vasstaan? Maar wanneer ons kyk na Paulus, dan sien ons hy het 'n swaar prys betaal, en ongeag die prys wat hy betaal het hy volhard. Kon hy sê op die einde van die dag, ek het die goeie stryd gestry. Weet julle, ons kyk so maklik na die kragversies, en ons noem dit kragversies, want ons sit dit op ons yskaste en op ons speelkaste, en ons plak dit in die kar, en ons plak dit in ons dagboeke, en oralste waar ons vinnig kan sien, en ons kyk na die skrifversies, en ons is so lief om dit aan te haal, soos byvoorbeeld, wanneer Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my krag gee. En dit is baie maklik om dit te sê en dit aan te haal. Maar as ons mooi gaan kyk na wat Paulus deurgemaak het, voordat hy by hierdie skrif gekom het, as ons kyk wat hy in die oploop na hierdie skrif toe sê, dan besef ons dat dit was nie altyd maanskyn en rose nie. Dit was nie altyd wonderlik nie. Inteendeel, as ons gaan lees wat hy daar gesê het, dan sê hy, nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. So hy het geleer om ongeag sy omstandighede vergenoeg te wees. En dan sê die volgende vers, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.
En dan eers kom Paulus en hy sê, ek is tot alles in staat. Ten spyte van hierdie sleg, ten spyte van hierdie seer. Weet jy, dit laat my dink aan so 'n klompie jare terug daar in Jan Kempdorp is daar 'n jong boer wat uitverkoop aan die Here is. En ek vra hom eendag 'n vraag, ek sê vir hom, jong, jy weet, dit is nou baie lekker om al hierdie wonderlike goed te hê, maar as jy alles verloor, sal jy nog die Here dien? En onmiddellik sê hy van, ja, natuurlik. My verhouding met die Here is nie aan my besittings gekoppel nie. En weet julle wat, 'n paar jaar later, toe draai dinge 'n bietjie skeef. Toe was daar 'n bietjie droogte. En die cashflow begin skaars raak. En eendag toe hoor ek oor die vraag vra, maar waar's die Here? Nou dat ek swaar kry. Waar's die Here? Jy sien, dit is baie maklik terwyl dit goed gaan met jou, om die naam van die Here aan te roep, om hom te dien, om hom te loof en hom te eer. Maar die oomblik wanneer dinge begin verkeerd gaan in jou lewe, is dit nie altyd so maklik nie. Wanneer dinge nie meer loop soos wat ons dink dit behoort te loop nie, is dit nie meer so eenvoudig om hierdie goeie stryd te stry nie. Dan is dit baie maklik om vrae te vra en te sê, Here, is U nog daar? Here, hoor U my nog? Here, sien U my nog? Hoor gou wat het Paulus deurgegaan in sy lewe? Hy sê, in 2 Korinte 11 vers 24 tot 28 lees ons, hy sê, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. In ander woorde, hy het 39 houe 5 keer gekry. Hy sê, 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op diep water deurgebring. Dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders. In arbeid en moeite, in slaaplose nagte, dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Nou, ek weet nie van julle nie, maar hierdie klink nie vir my na maanskyn en rose nie. Dit klink nie vir my na 'n plek waar ek graag wil wees nie. Of is dit net ek wat so dink? Dit klink vir my bietjie na moeilike tye. Klink vir my na moeilike omstandighede. Maar nog steeds kom Paulus. En hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Hy het nie gaan lê nie. Hy het nie toegelaat dat hierdie omstandighede hom vang en hom uitoorlê nie. Dat dit hom op die einde van die pad bring dat hy wou moedeloos word nie. Richard M. Nixon het gesê, defeat doesn't finish a man. Quote das. A man is not finished when he's defeated. He's finished when he quits. Dit is nogal 'n ware een, hè. Nee, wanneer jy verloor of wanneer daar slegte goed gebeur, dat jy klaar is nie. Dis wanneer jy opgee, wanneer dit klaar is. Is wanneer jy besluit, genoeg is genoeg, wanneer dit klaar is. En dis verseker nie wat Paulus gedoen het nie. Paulus het nie opgegee nie. Ten spyte van die feit dat hy in sekere opsigte oorwin was, ten spyte van die feit dat hy in sekere opsigte swaar gekry het, dat hy verdood agtergelaat is, het hy nooit opgehou nie. Het hy steeds opgestaan en aangehou, sê hy, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Paulus het die geloof behou. Filippense 3 vers 14 sê hy, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So sy fokus was op die hoë roeping. Sy fokus was juis op dit wat God in sy hart gesit het, om dit te behaal.
Nie net om 'n daaglikse oorwinning te kry, nie net om agteroor te gaan sit en onder sy vriende te sit nie. Hierdie roeping was tot die einde toe gewees. Hy sê in 1 Korinte 9 vers 24, hy sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar net dat een die prys ontvang nie? Sy hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En ek wil volgende vir jou sê, dis vanoggend ook sy hart vir my en vir jou. Dis vanoggend ook sy plan vir my en vir jou. Sy droom vir my en vir jou. En dis ook God se hart en God se plan vir my en vir jou. Dat ek hier nie sal moedeloos raak en langs die pad sal uitval en sê, ag, is dit tog die moeite werd. Maar dat ek en jy hierdie wedloop sal loop tot die einde toe. Dat ek en jy sal hardloop tot die einde toe. Dat ons ook soos Paulus sal sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof. Wauw. Dis 'n hart vir ons. Maar met dit alles gesê, is dit baie makliker gesê as gedoen. Want soms is die dinge maar moeilik. Soms is die lewe nie regverdig nie. Soms gebeur daar goed en ons wil vir ons wil dat ek nie eens woorde nie. Ons wil sommer net op 'n klip gaan sit en opgee. Ons wil sommer net klaar maak en sê, man, ek's klaar met die dinge. Ek het al by vele mense gesê wat sê, pastoor, ek sien nie meer kans nie. Ek is klaar. Hoor gou hierso. Dis nie God se hart nie. Dis nie sy plan nie. So daar's verskeie skrywers rondom hoe om sterk te eindig. En ek het na 'n paar opsommings gekyk en ek wil dit volgende met jou deel, want ek voel dit is belangrike goed wat my en jou kan help om juis in 'n tyd soos hierdie waarin ons is, sterk te kan eindig. Want hoor gou, ek en jy is geroep om sterk te eindig. En dis vir ons moontlik. En die Here is dit vir ons moontlik. En die eerste punt waarby ek wil stil staan, is verstaan die belangrikheid van verhoudings. Verstaan die belangrikheid van verhoudings. En ek wil vir jou sê, geliefdes, as jy wil sterk eindig in hierdie lewe, het jy nodig om te weet jy het ander nodig. Paulus het geweet hy het ander nodig. In hierdie stryd wat hy was daar altyd mense om hom, het hy altyd saam met mense beweeg wat hom kon versterk en hom kon help. En net so het ek en jy ook nodig om mense om ons te hê, wat ons kan help. Nie net om 'n doel te bereik nie, maar mense om ons te hê, wat ons kan saamvat op die lang pad, op die lang termyn, sodat hulle saam met ons hierdie wedloop kan eindig. En ek dink een ding wat ons mis, is die feit dat ek en jy vorm deel van die liggaam van Christus. En wanneer ons nie deel is van die liggaam van Christus nie, dan is daar skade, is daar gebrek in die liggaam van Christus. Daar is te veel gelowiges wat sê, ag, maar ek het nie 'n kerk nodig nie. Weet jy wat, ek het nie 'n gemeenskap van gelowiges nodig nie. Ek wil jou uitdaag. Haal jou lewer uit en sit hom langs die bedkassie neer. Dan kyk jy of hy môreoggend nog gaan werk. Dan kyk jy hoe lyk die liggaam môreoggend. En dis wat ons doen in die liggaam van Christus. Baie gemeentes ly gebrek, omdat mense te hardkoppig is en hulle eie ding wil probeer doen en dink, ag, ek het nie die kerk nodig nie. Hoor gou mooi. Dis 'n leuen uit die put van die hel, en Satan het hou vas op jou, omdat jy nie luister wat die woord van die Here sê nie. Ons het mense om ons nodig, ons het meer gelowiges om ons nodig. Ons het samesyn soos hierdie nodig. Ons het mekaar nodig. Nie net vir wat ek wil hê nie, maar ook vir wat ek kan bied. Ons het mekaar nodig. Paulus sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Dis nodig. Tweede ding wat belangrik is, om sterk te eindig, is leer lewenslank. Ons het nodig om aanhoudend te leer. Jy weet, 'n ou wat ophou leer, is 'n persoon wat ophou leef. Hoor gou? Persoon wat ophou leer, is 'n persoon wat ophou leef. Jy kan nie op 'n plek kom waar jy dink jy weet alles nie. As jy op daai plek is, wil ek vir jou sê, dan moet jy mooi gaan sit en besef hoe min weet jy regtig.
Daar's soveel meer. As 'n professor, hy's nou al oorlede, Howard Hendricks, wat gesê het, die gemiddelde persoon sterf tussen 2 en 7 jaar na aftrede. En die rede hoekom, is omdat hulle doel verloor het. Toe hulle aftree, toe dink hulle alles is nou verby. Hulle hoef nie meer te leer nie, hulle hoef nie meer, daar's nie meer rede vir hulle om te leef nie. Hoor gou mooi, tot die dag wat jy sterf. Tot die dag wat jy sterf, kan jy leer. Dis dit belangrik, en dis een van die redes, hoekom die woord van die Here vir ons, so uitdruklik sê in Efesiërs 4 vers 11 tot 13, hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So jy het nodig om aanhoudend te leer, sodat jy in die dienswerk van Christus kan staan. En elkeen van ons wat in hierdie kerk is, elkeen wat luister vanoggend, jy is geroep tot die dienswerk van die Here. Die oomblik toe Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, het jy aangetree en gesê, Here, hier is ek sal. En as jy deel is van die liggaam van Christus, is daar vir jou 'n funksie. Hy sê in vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis, van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Derde ding, sterk te eindig, moet jy jou missie vir jou lewe ontdek. Jou missie vir jou lewe. Nou, ek dink baie van ons kom op 'n plek waar ons sê, as jy vir 'n persoon gevra, wat is jou missie? Dan gaan hy vir jou sê, ek wil ingenieur word. Ek wil 'n pastoor word, ek wil 'n professor word, ek wil 'n dokter word. Maar dis nie jou missie nie, dis jou beroep. Wat is jou missie? Waaroor gaan jou lewe? Ek kan dalk in die bediening staan en ek het al baie goed in my lewe gedoen. Maar my persoonlike missie is een woordjie. 4 letters. Leef. Om in alles wat ek doen, te leef. Om voluit te gaan. En weet jy wat? Wanneer jou missie iets is wat opbouend is tot jou, kan jy maar jou werk verloor. Dit gaan nie verander in jou missie nie. Gaan nie verander aan wie jy is nie. En dit is so belangrik. Daar's een van hierdie tekenprentjies, persone wat, Tom Wilson, wat op 'n dag gesê het, hy sê, when you're not doing what you're supposed to be doing, it's like writing with the wrong hand. You can do it, and after a while you can get pretty good at it. But it's always awkward. But when you find the sweet spot, what you were created to do, it's like putting the pen back in the hand where it belongs. So ja, jy kan dalk goed raak daarin, maar op die einde van die dag, is dit nie noodwendig wat God vir jou wil hê nie. Paulus sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in Christus, om te wandel waardig die roeping, waarmee julle geroep is. Bring my by die 4de punt, sterk te eindig, fokus om ander te help. Dis hoekom die Here ons geroep het, juis, dat ons ander sal help. Juis, dat die lewe nie om ons sal gaan nie, maar om ander. En weet julle, die mees vervulde mense in die wêreld, die mees gelukkigste mense in die wêreld, is hulle wat leef om ander te help. En gaan toets my bietjie daaraan. Mense wat net oor hulle self gaan, is gewoonlik sulke morbiede, depressiewe, moeilike mense. Maar mense wat uitgaan om ander te help, wat sy hart oop is vir ander, is mense wat altyd, wat vrolik is, wat opgewonde is, wat bly is oor die dag wat voor hulle staan. Petrus sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry eens mekaar, sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So ons word juis opgeroep om daarin te staan. Die 5de punt, sterk te eindig, moet jy verantwoording inbou in jou lewe. Hier is 'n belangrike punt. En as ek 'n eenvoudige vraag kan vra, wie doen jy verantwoording?
Wie is daar wat jou opcheck? Wie is daar met wie jy eerlik kan wees? Jou vrou? Net jammer, ons luister nie vir ons vrouens nie. Wie is daar in jou lewe? Anderson sê dat ons het eintlik nodig om 'n Paulus in ons lewe te hê. Paulus is 'n ouer persoon wat inspraak gee in ons harte en ons lewens. Nou het ons nodig om 'n Barnabas te hê. Barnabas is 'n persoon wat dood eerlik met jou is, wat 'n vriend is, wat saam met jou wandel en vir jou kan op die been af sê, jy maak nou droog. En dan het ons ook nodig om 'n Timoteus te hê in ons lewe. Timoteus is iemand in wie ons kan indeponeer, wat ons kan help, wat ons kan lei in die woord. Jy sien, ons het nodig om teenoor iemand verantwoording te doen, om sterk te kan eindig. Spreuke 15:22 sê planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. Galasiërs 6 vers 1 en 2, hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help, met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. En dan sê hy, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dis die wil van die Here, dat ons mekaar se laste sal dra. Volgende punt is, om sterk te eindig, moet jou roeping jou definieer, en nie jou werk nie. Hoor gou, hier's 'n groot ding. En baie mense word deur hierdie ding gevang. Jy weet, ouens sit hulle lewe in hulle werk. En dan skielik eendag verloor jy jou werk. Eendag kom jy by jou werk en sê hulle vir jou, hoor jy is nou te oud, ons het jou nie meer nodig nie, laat jy gaan. Of skielik eendag dan val jou besigheid. En jy staan buite jou besigheid en jy besef dit werk nie. En weet julle, die hartseer is, daar soveel mense wat hulle waarde in hulle werk sit, wat hulle waarde in hulle besigheid sit, wat hulle waarde in hulle omgewings of in hulle omstandighede sit, en wanneer dit vou, dan vou hulle. Dan het hulle geen waarde meer oor nie. Het hulle geen iets om meer op terug te val nie, en hulle verval in depressie en allerhande slegte goed. Ek wil volgens vir jou sê, kind van God, moenie jou waarde in jou werk sit nie. Werk is vir 'n tydjie, dan is dit verby. Moenie in jou waarde in jou hobbies of jou posisies wat jy mag beklee of in 'n vriendskapkring of iets in daai lyn sit nie. Jy is geroep vir een ding, en dis om in verhouding met God te staan. Dis al. Plaas jou waarde in die Here. Werke gaan verander. Jou huislike omstandighede gaan verander. Ek meen, een oomblik het ons 'n vol huis vol kinders gehad, die volgende oomblik toe kyk ek en Madeleine vir mekaar. Toe is ons alleen. Dit verander. En as jy jou waarde in die verkeerde goed sit, gaan jy op 'n plek kom waar die lewe vir jou net te swaar raak. Sit jou waarde in die Here. 2 Petrus 1 vers 10, daarom broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Jou roeping, jou lewe is in Christus, nêrens anders nie. Die res is 'n bysaak. Laaste punt wat ek vinnig volgende wil by staan. Is berei voor vir verskillende seisoene in jou lewe. Hoor mooi, seisoene verander. Jong mense, seisoene verander. Een oomblik is jy in hierdie seisoen, en 'n volgende oomblik is jy in 'n volgende seisoen. En ek wil vir jou sê dat wanneer jy nie verander om saam met seisoene te verander nie, wanneer jy nie seisoene in jou lewe, wat sê Afrikaanse woord vir embrace, as jy nie 'n seisoen in jou lewe embrace nie, gaan daar geleenthede opduik wat vir jou amazing kon wees, en jy gaan jou rug daarop draai. En jy gaan amazing geleenthede mis. Ons het nodig om saam met seisoene te beweeg. Dis die rede hoekom baie kerke, vandag wat eens op 'n stadium florerende kerke was, vandag swaar kry. Hoekom? Hulle het nie die seisoene geëerbiedig nie. Hulle het nie beweeg saam met seisoene nie.
Dis hoekom daar baie besigheidsmanne is wat na jare se sukses skielik op 'n plek is waar hulle besighede nie meer geld maak, waar hulle nie meer suksesvol is nie, want hulle het nie saam met die tye beweeg en aanpassings gedoen in hulle besigheid nie. So ek wil jou aanmoedig. Identifiseer die seisoen waarin jy is en berei voor vir die volgende een wat kom. Want of jy daarvan hou of nie, daar's gereeld 'n volgende seisoen. As jy nou in somer is, dan kom herfs. As jy in herfs is, dan kom 'n winter. As jy in winter is, dan kom 'n lente. As jy in lente is, dan kom 'n somer. Maak gereed daarvoor. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê Paulus, en ek het dit nou ook gelees, hy sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. Geliefdes, hardloop so, dat jy sekerlik die prys kan behaal. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir die liefde. Dankie dat ons vanoggend kan weet. Here, U stel belang. Here, en U gee om. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet. Here, nie uit ons eie krag uit nie, maar as gevolg van U grootheid en U liefde, kan ons vanoggend weet, U help ons. Here, en U hart vir ons is dat ons sal sterk eindig. U hart vir ons is, Here, dat ons in oorwinning sal eindig. U hart vir ons is, Here, dat ons oor daardie wenstreep sal hardloop met ons vuis in die lug. Here, en U ontmoet. En ek wil bid vir elkeen hier, Here, dat U ons sal help om ten spyte van die omstandighede waarin ons is. Ja, Here, daar's verskillende seisoene, daar's verskillende omstandighede. En soms, Here, voel dit vir ons is in 'n winter en daai winter wil net nie verbygaan nie. Here, maar dat U ons sal help om sterk te eindig. Want omdat U met ons is, Here, is ons tot alles in staat, ongeag die omstandighede. En ek wil bid vir elkeen. En hier is dalk 'n man of 'n vrou wat vanoggend in hierdie plek sit, wat sê, Here, ek weet nie hoe nie, en ek weet nie watter kant toe nie. Maar ek bid dat U ons sal help. Ek weet nie hoe nie, en ek weet nie watter kant toe nie, maar ons bid, Here, dat U vir ons daar oorwinning sal gee. Here, dat U deur U Gees en U krag vir ons daardie leiding sal gee. Ons sê vir U dankie daarvoor, Vader. Gaan U verder met ons. Here, hou U hand verder oor ons. Here, en waar ons ook al is in ons lewe, help ons om U groter prentjie te sien. Waar ons ook al is, Here. Here, nou kan ons dalk op hierdie stadium 'n donker wolk oor ons ervaar. Here, 'n stormtyd in ons lewe ervaar. Here, kan ons nog steeds U hand vashou. Kan ons nog steeds op U vertrou en weet, U sal ons help. U sal ons lei. U is daar vir ons. En ons eer U daarvoor. In Jesus kosbare naam. Dankie, Abba Vader. Amen. Amen. Prys die Here.